Hallo, is jy kalm? Want kalm voel vir my soos 'n enorme tema in my lewe op die oomblik. Ek dink in meeste mense se lewens op aarde. Daar's so baie dinge wat jou ontkalm. En as jy dan nou nog besluit om bo-op al hierdie onsekerhede en deurmekaarigheid in die wêreld nog 'n aanlyn besigheid te begin dan is die kalmte nog minder. En ek het hierdie week weer 'n ou boek uit my boekrak uit gaan haal. Hierdie was die heel eerste, kom ons noem dit maar tipe van 'n selfhelp boek of 'n boek in daai tipe genre wat ek vir myself gekoop het. En die boek se naam is The Gift of Fear. Ek is nie 100% seker wat sê dit van my as dit die heel eerste selfhelp boek is wat ek gekoop het nie. En ek het hom lank terug gelees. Hier's 'n paar goed onderstreep. Ek het hom so nou en dan al weer uit die rak uit gehaal en 'n end gevorder en dan weer vergeet en weer begin lees. Maar wat ek regtig eintlik kan onthou of geleer het wat Gavin de Becker in hierdie boek sê, is dat daar eintlik bitter min paniek en woede en groot gevoelens in vrees is. Vrees is regte vrees is kalm. So wanneer jy paniekerig raak van die voorbeelde wat hy in die boek gebruik het, loop dinge redelik skeef. En wanneer jy opgewerk raak of hierdie vloedgolf van emosie voel, is dit nie regtig vrees nie, want vrees is eintlik deel van die meganismes om ons te help om te oorleef. En dinge werk nie baie mooi uit as jy nie in beheer van jou emosies is nie. So dit was vir my, wanneer het ek dit gelees? Is dit 25 jaar terug dalk al? En dit het nog nie baie mooi ingesink nie, of dit het al ingesink, maar ek sukkel nog met reg te kry, maar dit is wat ek daai tyd besef het, en myself gereeld aan moet herinner, dat hierdie woeste emosies nie regtig help nie. Dit kan 'n alarm wees, maar kalmte is die plek van waaruit jy dinge wil doen. En ek gaan hierdie storie heeltemal butcher, maar kom ons maak dit my eie. Dit is ook iets wat ek iewers raak gelees het. Dit is 'n tipe fabel van 'n samurai of 'n vegter. Hy was in geveg met sy vyand. En hy het die oorhand begin kry en was gereed om die kap doodsteek. Dis nie die doodskoot nie, want dis nie met gewere nie, maar hy was gereed om sy vyand dood te maak. Oorgehaal. En op daai oomblik spoeg sy vyand hom in die gesig. En hy laat sak sy swaard en hy kyk vir hom en hy wag. En sy vyand vra vir hom, wat nou? Ek jy nou so ontstel dat jy my nie kan doodmaak nie. Wat gaan nou aan? En toe sê die vegter, jy het my kwaad gemaak en ek moet nou eers weer wag tot ek kalm is voordat ek jou kan doodmaak. So hy kon nie eers, hy het geweet, mens moenie eers in woede iemand, jou vyand, doodmaak nie. So ekstreme geval, maar dit het my ook bygebly en dit help my om te onthou dat hierdie paniekerige vrees en onsekerheid nie goed is vir aksie nie. Dit laat jou verkeerde goed doen en dit laat jou ek dink 'n verkeerde perspektief kry. En wat moeilik is ek dink dit is so normaal om 'n groot gevoel te voel en paniekerig te raak en benoud te raak, maar hierdie sê ek grootliks vir myself. Niks goeds word daaruit geskep nie, of niks wat regtig baie waardevol is nie. En
een van die ek sê een van die uitkomste of dit is nie 'n visie nie, een van die goed wat ek graag wil hê kry vir jou moet wees is 'n kalm plek, 'n kalm hoekie in hierdie gillende, skreeuende, vinnige wêreld, veral aanlyn waarin ons leef. Net iewers waar dit kalm is en kalmte moet nie verwar word met vervelig of dooierig of vaal nie. Ek dink kalmte kan baie kreatief wees, baie snaaks, baie aktief en kleurvol. So kalmte is nie 'n gebrek aan iets nie. Ek dink kalmte is die fondasie vir enige waardevolle ding. So op die oomblik werk ek baie hard daaraan om terug te kom na kalmte toe en nie paniekerige dinge te doen nie en nie toe te laat dat groot oorweldigende emosies my besluite beïnvloed nie. Want ek wil so graag hê dat die kalmte die kalm spasie wat ek wil skep met kry vir jou op die webwerf. Ek wil hê dit moet 'n kalm plek wees waar jy kan tyd spandeer en deur die goedjies browse en die stories lees. Daar moet nie 'n gejaagdheid daaraan wees nie. Ook nie met hierdie binneblikke nie, maar hier deel ek dat ek soms wel so voel. Ek wil hê dit moet 'n stadige, kalm spasie wees. En dit beteken dat ek nie uit 'n drastiese, paniekerige, bang plek uit goed kan skep of behoort te skep nie, want dan gaan dit alles beïnvloed. So ja, dit is waarna ek myself die hele tyd herinner en ek hoop jy kry ook kalmte en as jy idees het hoe 'n mens by daai lekker kalm plek in jou kan uitkom, deel dit asseblief. Want hierdie was die einde van my storie. Dit is 'n fluit, my storie is uit. Tot 'n volgende keer.